Kom ons raak stil voor die Here. Aanskou nou dat dit ek is en dat daar geen God naas my is nie. Ek maak dood en ek maak lewend. Ek het verbrysel en ek genees en daar is niemand wat uit my hand red nie. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word ryklik aan die geskenk van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Kom ons antwoord op die groet van die Here deur die drie-enige God te loof en te aanbid vanmôre met die sing van Gesang 240. Gesang 240, ons gaan al 3 die verse saam sing. Vers 2, aan die Christus ons aanbidding, hy is dit waardig, Lam van God. Al 3 die verse, Gesang 240. Geliefdes, nadat ons na die Here se wet geluister het vanoggend, Psalm 38, die eerste vers as skuldbelydenis. Psalm 38, die eerste vers. Esther, nie die voortrekker wys nie, asseblief die tweede melodie. Ons gaan die tweede melodie sing. Ons gaan net so bly sit wanneer ons skuld voor die Here bely deur die sing van Psalm 38, die eerste vers. Geliefdes, ons luister vanmôre na die Here se wet, soos wat hy dit vir ons in Eksodus 20 laat opteken het. Die wet van die Here kan vir jou 'n vreesaanjaende ding wees, of dit kan vir jou 'n wonderlike, bevrydende gedeelte in die woord van die Here wees.
Dis vreesaanjaend wanneer jy sonder Christus na die wet luister. Want dan weet jy, ek kan nie en ek is skuldig en ek weet nie hoe ek hier gaan uitkom nie. Maar as jy met Christus en in Christus na die wet luister, dan bevry dit jou om te sê, so wil ek die Here dien. Kom ons luister dan vanmôre in Christus na die wet van die Here uit Eksodus 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here, jou God, wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy, of jou seun, of jou dogter, of jou diensknegt, of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling, wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Of sy diensknegt, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Ons gebed is in Gesang 38 dat die Here hom nie moet wreek oor ons sondes nie. In Romeine 6 vers 23 kry ons die rede hoekom hy hom wil wreek oor ons sondes, want die loon van die sonde is die dood, sê die Here Jesus. Maar hier kom die genadewoord, die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus ons Here. En later in Efesiërs 1 vers 7 verduidelik Paulus hoe hierdie genadegawe in Christus lyk. Hy sê in hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade na die rykdom van sy genade. Kom ons bely nou ons geloof in die drie-enige God en elkeen van u spreek die geloofsbelijdenis van Sia as volg in die harte saam. Kom ons staan.
Ek glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde en van alle sienlike en onsienlike dinge. En in een Here, Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, gebore uit die Vader, voor alle eeue. God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, gebore, nie gemaak nie, van dieselfde wese met die Vader, deur wie alle dinge gemaak is. Wat terwille van ons mense en ons saligheid neergekom het uit die hemel en vlees geword het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria, en 'n mens geword het, ook vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gelei het en begrawe is, en op die 3de dag opgestaan het volgens die skrifte en opgevaar het na die hemel, wat sit aan die regterhand van die Vader, en weer sal kom met heerlikheid om te oordeel die lewende en die dode, wie se ryk geen einde sal hê nie. En ek glo in die Heilige Gees, wat die Here is en wat lewend maak, wat van die Vader en van die Seun uitgaan, en wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik word, wat gespreek het deur die profete. Ek glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ek bely een doop tot vergifnis van sondes, en ek verwag die opstanding van die dode en die lewe van die toekomstige eeu. Amen. Jy kan sit. Geliefdes, ek kan die woord van die Here vanmôre saam met my oopmaak by Exodus hoofstuk 12. Exodus hoofstuk 12. Ons gaan vanaf vers 1 tot by vers 13 saam lees. Exodus 12 vanaf die eerste vers. En die Here het met Moses en Aaron in Egipte land gespreek en gesê: Hierdie maand moet vir julle die begin van die maande wees. Dit moet vir julle die eerste van die maande van die jaar wees. Spreek tot die hele vergadering van Israel en sê: Op die 10de van hierdie maand moet hulle elkeen 'n lam neem, volgens die families, 'n lam vir 'n huisgesin. Maar as 'n huisgesin te klein is vir 'n lam, dan moet hy en sy buurman wat die naaste aan sy huis is, dit neem, volgens die sieletal, na wat elkeen gewoond is om te eet, moet julle die getal op die lam bereken. Julle moet 'n lam hê, sonder gebrek, 'n jaar oud rammetjie. Van die skape of van die bokke kan julle dit neem. En julle moet dit in bewaring hou tot die 14de dag van hierdie maand, en die hele vergadering van die gemeente van Israel moet dit slag teen die aand. En hulle moet van die bloed neem en dit stryk aan die 2 deurposte en aan die bo-drempel, aan die huise waarin hulle dit eet. En hulle moet die vleis in dieselfde nag eet, oor die vuur gebraai. Saam met ongesuurde brode moet hulle dit met bitterkruie eet. Julle moet daarvan nie eet as dit rou is nie, en dit in water gaar gekook is nie, maar oor die vuur gebraai, die kop en die pootjies saam met die binnegoed. Julle mag daar ook niks van laat oorbly tot die môre toe nie, maar wat daarvan tot die môre oorbly, moet julle met vuur verbrand. En so moet julle dit eet. Julle heupe moet omgord wees. Julle skoene aan julle voete en julle staf in julle hand. Baie haastig moet julle dit eet,
'n pasga van die Here is dit. Want ek sal in hierdie nag deur Egipte land trek en al die eersgeborenes in Egipte land tref, van mense sowel as van diere, en ek sal strafgerig uitoefen aan al die gode van Egipte. Ek, die Here. Maar die bloed sal vir julle 'n teken wees aan die huise waarin julle is. As ek die bloed sien, sal ek by julle verbygaan, en daar sal geen verderflike plaag onder julle wees, wanneer ek Egipte land tref nie. Dit is die woord van die Here. Ons teksverse by die bediening van die woord vanoggend is verse 11 tot 13, en so moet julle dit eet, julle heupe moet omgord wees, julle skoene aan julle voete en julle staf in julle hand, baie haastig moet julle dit eet. 'n pasga van die Here is dit. Want ek sal in hierdie nag deur Egipte land trek en al die eersgeborenes in Egipte land tref, van mense sowel as van diere, en ek sal strafgerigte oefen aan al die gode van Egipte, ek die Here. Maar die bloed sal vir julle 'n teken wees aan die huise waarin julle is. As ek die bloed sien, sal ek by julle verbygaan, en daar sal geen verderflike plaag onder julle wees, wanneer ek Egipte land tref nie. Kom ons bid nou saam. Ewige, almagtige God en hemelse Vader, Paastyd is vir baie mense 'n opwindende tyd. Dis 'n opwindende tyd omdat ons uitsien na die vakansie wat vir ons voorlê. Dis 'n opwindende tyd omdat daar minder skooldae in hierdie jaar, in hierdie tyd is. Dis 'n opwindende tyd omdat ons die lang pad kan vat om vakansie te gaan hou. En dit waaroor die eintlike opwinding behoort te gaan, Vader, dit kom pak ons toe met paaseiers en met vakansiereëlings, sodat die kruis van Christus en die graf wat oopgegaan het, nie meer sigbaar is nie. Sodat dit nie die dinge is wat ons opgewonde maak in hierdie tyd nie. Maar wanneer ons in U huis saam is, wanneer ons hier voor U stil word, hier kort voor Paastyd, Vader, dan roep ons in herinnering dit wat U vir ons gedoen het, hoe U geliefde Seun Jesus Christus na hierdie aarde gestuur het en U eersgeborene gegee het, sodat ons deur sy bloed gered kan word. Ons dink in verwondering en met dankbaarheid aan U, o Here Jesus. Ons dink aan U laaste ure, ons dink aan die intog in Jerusalem, hoe dat U aanvanklik soos 'n koning ontvang is, maar soos 'n vervloekte gesterf het in Jerusalem, tussen die eie mense. Iemand wat van God en mens verlate was, sodat ons nooit daardie verskriklike werklikheid van God verlatenheid self hoef te beleef nie. Dankie Here Jesus dat U ook opgestaan het uit die dood en die dood oorwin het, sodat ons kan lewe. Daarom is ons so opgewonde oor dit wat U vanmôre vir ons wil sê, o Heilige Gees. Want U kom getuig van hierdie boodskap. U kom getuig van die graf en die kruis en die oorwinning. En net U kan help, Here, dat ons daardie dinge waarmee ons die kruis van die Here Jesus so toepak, stukkie vir stukkie vanmôre sal wegvat en eintlik sal besef hoe nodig ons dit het wat op Golgotha gebeur het. Wil U daarom vanmôre ook alles wat skeiding maak tussen ons en U kom wegneem, sodat ons ingestel kan wees op dit wat U, o Gees, aan die gemeente wil sê. Verberg die prediker agter die kruis in Christus se naam. Amen.
Geliefdes in ons Here Jesus Christus. Suid-Afrika word deur verskeie webblaaie beskryf as een van die top 10 gevaarlikste lande ter wêreld. Nogal skrikwekkend. Ons beleef dit elke dag, as ons die koerante oopmaak en lees ons van hierdie dinge. En die doodsgevaar waarin ons elke dag verkeer, noodsaak ons natuurlik om sekere maatreëls te tref. Veiligheidsheininge, ligte, honde, tweerigting radio's, buurtwagte, alarms. Alles om ons teen hierdie doodsgevaar te beskerm. En ten spyte hiervan voel 'n mens nooit 100% veilig nie. Jy kan die beste veiligheidsmaatreëls tref, maar daar is altyd 'n tikkie spanning. As daar een ding is waarna elke Suid-Afrikaner smag, dan is dit na veiligheid. Die interessante van die Suid-Afrikaanse situasie is dat dit in 'n sekere sin 'n metafoor is van elke mens se geestelike situasie. Die verskil en die ironie is dat die situasie nie so hopeloos in ons geestelike lewens is, soos wat dit miskien in Suid-Afrika vir ons lyk nie. Want God het voorsiening gemaak vir 'n veiligheidsmaatreël wat ons 100% teen doodsgevaar kan beskerm. 400 jaar, broers en susters. Dis hoe lank die Israeliete in Egipte gewoon het voor die uittog. Nou, dis langer as wat die blanke beskawing al in Suid-Afrika is. Aan die beginjare toe Josef nog geleef het dit daarom nie te sleg gegaan met die volk nie, want Josef het daarom 'n klomp goeie dinge vir die Egiptenare gedoen. Maar toe hulle begin vergeet wie Josef was en wat hy vir hulle gedoen het hulle die Israeliete al meer as 'n bedreiging begin beleef vir hulle eie voortbestaan. Die Egiptiese regering het probeer om die Israeliete in bedwang te hou deur van hulle slawe te maak en hulle aan dwangarbeid te onderwerp. Die seentjies wat gebore is in die Nylrivier verdrink om die bevolkingsaanwas te probeer inperk. Maar een van hierdie seentjies het oorleef. Sy naam was Moses. Hy is deur die Farao se dogter in die Nylrivier gekry en in haar paleis grootgemaak as haar eie kind. Uiteindelik sou God vir Moses gebruik om sy volk, wat so gesmag het na vryheid, te verlos. Aan die begin, toe Moses teruggekeer het na Egipte land, toe sal onthou het gevlug omdat hy Egiptenaar doodgeslaan het. Toe Moses teruggekeer het na Egipte toe en na die Farao gegaan het om vir die Farao te gaan sê wat die wil van die Here is, dat die volk moet trek, was Farao baie koppig gewees. En hy wou nie toegee en ingee dat die Israeliete kan trek nie. Want hy het geweet as hy dit doen, dan gaan hulle hele ekonomie in duie stort. Want hulle ekonomie was afhanklik gewees van die Israeliete. En God het toe besluit om hierdie hardkoppigheid van Farao te straf deur Egipte met 10 plaae te tref. In hoofstuk 11 van Exodus en ook die gedeelte wat ons vanoggend saam gelees het, geliefdes, lees ons nou van die laaste van die 10 plaae, die dood van die eerstgeborenes. Moses, soos al die ander kere, gaan na die Farao toe en waarsku die Farao dat as hy nie hierdie keer die volk gaan laat trek nie, dan sal die Here elke eerstgeborene in Israel laat sterwe. Van die paleis tot by die slaaf se huis, ja, selfs die diere sal getref word. Die ganse Egipteland was gekonfronteer met doodsgevaar. Daar was nie uitkomkans nie. In hoofstuk 11 vers 7 sê Moses egter dat hierdie plaag nie een van die Israeliete se huise sou tref nie. Dit beteken egter nie dat die Israeliete geen gevaar in die gesig gestaar het.
Want in hoofstuk 12 vers 22 waarsku Moses die Israeliete en sê vir hulle, julle moet dit nie buitekant julle huise waag nie. Want as julle buite julle huise is, dan is hierdie doodsgevaar wat daar buite vir die Egiptenare wag, ook vir julle 'n gevaar. Dan sou julle eersgeborenes ook die verwoesting van die doodsengel nie vryspring nie. Dit is 'n bietjie 'n vreemde gedagte, broers en susters. Want 'n mens se logiese afleiding is maar, die Israeliete was dan die slagoffers. Die Israeliete was dan die onderdruktes gewees. Daarom dink 'n mens, maar dis mos nou nie nodig vir die Here om hulle ook te bedreig met die gevaar nie. Ek meen, hulle het mos nou in ons oog met niks verkeerd gedoen nie. Waarom was hulle eersgeborenes dan ook in gevaar gewees? Hoekom waarsku die Here hulle nog steeds om nie uit hulle huise uit te gaan? Om hierdie vraag te beantwoord, moet 'n mens gaan kyk na die belangrike rol wat die eersgeborenes in die antieke huishouding gespeel het. En daardie dae sou 'n pa feitelik alles wat hy besit het aan sy eersgebore seun nagelaat het. Dink byvoorbeeld aan Jakob en Esau. Jakob het in 'n waarheid die eersgeboorte seun by Isak gesteel omdat hy hom vermom het as Esau. As Jakob hom nie vermom het nie, sou Esau alles gekry het. Hoekom het dit so gewerk? Want die eersgeborene was die hoop van die familie. Die eersgeborene was die naamdraer. Die eersgeborene was die een wat die toekoms van die familie verpersoonlik het. As hy vernietig is die familie as ware vernietig. Omdat hy alles geërf het. In hoofstuk 13 vers 2 gee die Here opdrag dat al die eersgeborenes aan hom gewy moet word. Met ander woorde vir hom gegee moet word. En hy sê dan vir die Israeliete, hy sê, as julle die voordeel van die eersgeborene wil hê, met ander woorde as julle toekoms wil hê, dan moet jy jou eersgeborene kom loskoop. Hoofstuk 13 vers 13. En waarom hierdie gebruik, geliefdes? Waarom verwag God van sy volk om hulle eersgeborenes aan hom te wy? Wat wil hy hierdeur vir die volk leer? Hy wil hulle leer dat hulle in die skuld by hom is. Hulle is so diep in die skuld dat hulle hele lewe, hulle hele toekoms wat verpersoonlik word deur die eersgeborene, dat hulle hele toekoms eintlik in die gedrang is. Tensy daar 'n losprys betaal word. 'n Redelik eenvoudige boodskap. Jy skuld my, sê die Here, tensy daar 'n losprys betaal word. Dit is waarom Abraham ook nie in opstand gekom het toe die Here van hom verwag het om Isak te gaan offer nie. Want Isak was sy eersgeborene gewees by Sara. En hy het geweet, hoe swaar dit ook al vir hom was, ek skuld God. Ek is my lewe en my toekoms skuldig aan hierdie God, want ek is 'n sondaar en God het die reg om alles van my te eis. Geliefdes, hoor die boodskap? Elke mens is in skuld voor God. Dit is nie net die heidene en die goddelose mense wat nie vir God ken daar buitekant nie, wat in die skuld by God is nie. God hanteer nie sy volk, sy uitverkorenes anders as die res nie, want sê Paulus in Romeine 9 vers 10, daar is niemand regverdig nie, selfs nie een nie. En dan gaan hy verder in hoofstuk 5 en hy sê, deur een mens het die sonde in die wêreld ingekom en saam met die sonde die dood, en die dood het tot alle mense deurgedring. Nou, ons hou nie baie daarvan dat God vir ons moet besluit of ons goed of sleg is nie. Maar weet jy wat is die ergste? Ons wil so graag self besluit of ons goed of sleg is, maar as ons eerlik is, sal ons weet dat mense dit nie eens reg kry om aan die standaarde wat ons stel vir goed of sleg te voldoen. As mense nie eens aan ons standaarde kan voldoen, wat nog te sê aan God se standaarde. Dis broers en susters, almal is in die skuld voor God.
Daar's niemand wat goed doen nie, selfs nie een nie, sê Paulus. Die gevaar van die doodsengel is dis nie net 'n gevaar vir die heidene daar buite wat God nie ken nie. Dis 'n gevaar vir God se kerk. Vir die eerste keer word Israel in hierdie gedeelte die gemeente van God genoem. Gaan lees bietjie. Dis 'n gevaar vir die gemeente. God se kinders kry nie spesiale behandeling omdat God besluit dat julle gaan my kinders wees nie. Sonder betaling word geen sonde vergewe nie. Want God sien geen sonde oor nie, omdat hy ook 'n regverdige God is. Alle sonde moet gestraf word en die loon van die sonde het ons reeds vanmôre gehoor, is die dood. Wat ons vanoggend moet besef, geliefdes, is dat elke mens, elkeen van ons, in doodsgevaar verkeer. Miskien sit jy hier en dink, hoekom moet ek bang wees vir iets soos 'n doodsengel? Hoekom moet ek bang wees vir die oordeel van God? Ek voel nie bedreig nie, ek voel veilig. Die vraag is nie, dink jy verkeer in doodsgevaar nie? Baie min mense wat in hulle huise oorval en doodgemaak is, het gedink hulle verkeer in gevaar. Gerusheid veroorsaak dat mense slagoffers word van gevare wat hulle nie gedink het bestaan nie. Moenie oorgerus wees nie, my broer en suster. God se oordeel is 'n groter gevaar as die kloue van Satan. Dit is vreeslik om te val in die hand van die lewende God. As die doodsgevaar dan nie afgewen kan word deur die sonde bloot oor te sien nie, dan is die enigste oplossing dat die straf gedra moet word. Maar die vraag bly nou, hoe kan die straf gedra word, die doodstraf, terwyl die doodsgevaar terselfdertyd oorleef word? Dis wat God vir die volk in hierdie gedeelte alreeds in Eksodus wil kom leer. Wil hulle sê dit kan gedoen word, maar nie deur julle nie. En ek sê Eksodus 12 kry die Israeliete die opdrag om vir die eerste keer die paaslam te slag. 'n Lam vir elke huisgesin. Volgens vers 5 moes hierdie lammetjie 'n jaar oud rammetjie gewees het, sonder enige gebrek. Die vleis van die lam moes hulle eet, maar vers 7 sê dat hulle die bloed van die lammetjie aan die deurposyne moes gesmeer het. En in vers 13 sê die Here dan dat hierdie bloed wat hulle aan die deurposyne smeer, sal vir hom 'n teken wees wanneer hy in sy oordeel deur die land trek. As hy hierdie bloed aan die deurposyne sien, dan sal sy oordeel by daardie huis verbygaan. Hoor jy wat sê die Here? Die Here trek nie by 'n huis verby net omdat dit 'n Israelietse huis is nie. Die Here trek nie by ons huise verby omdat ons in die kerk is nie. Trek by die huis verby omdat daar bloed aan die deurposyne is. Wat ons hier agterkom, geliefdes, soos reg deur die Ou Testament is dat bloed 'n baie belangrike rol gespeel het wanneer dit by offers en by die betaling van 'n mens se sondes gekom het. Hoekom was bloed so belangrik? Hoekom het hulle bloed oralste gebruik by die offers, by die altaar gaan uitgiet en besprinkel rondom die altaar? Want bloed is gesien as dit wat die lewe van die mens, letterlik het hulle geglo, in jou bloed is jou siel. Die bloed bevat die lewe. As daar dus bloed gevloei het, is daar 'n lewe gegee. Onthou nou wat sê Paulus, die loon van die sonde is die dood. 'n Lewe moet gegee word. God het slegs daardie eersgeborenes en hulle huise gespaar, in wie se huis daar 'n lewe in die plek van die eersgeborene gegee is. 'n
In elke huis in Egipte was daar daardie aand of 'n dooie kind of 'n dooie lam. Hoe wreed dit ook al mag klink. Die lam het gekry wat elke eersgeborene verdien het, wat elke huisgesin verdien het. Die lam was die plaasvervanger gewees. Elke eersgeborene, dink jouself in, broers en susters, wie van u wat die oudstes is in die huis, dink jouself in, as jy daardie aand daar was, en jy het die paasmaaltyd geëet, wat sou deur die kop gegaan? Miskien, as jy daardie lammetjies en vleis geëet het, gedink het, dit moes ek gewees het. As dit nie vir hierdie lam was nie, dan was dit ek. En indirek my gesin, want my hele gesin is eintlik vernietig as ek vernietig word. Hierdie lammetjie is die rede dat ek lewe en dat my gesin se toekoms veilig is. En tog, broers en susters, was daar die paaslammetjie se bloed nie genoeg om die volk oralster te bedek nie. Ten spyte van die bloed aan die deurgosyne, kry die volk nog steeds opdrag, moenie uit julle huise uitgaan. Wat is God besig om vir hulle te leer? Hy is besig om die grondwaarhede van die evangelie by sy volk vas te lê, maar hy leer ook vir hulle dat hoe wonderlik hierdie verlossing van vanaand ook vir julle mag wees. Julle is nog nie heeltemal veilig nie. Julle het 'n beter redding nodig as hierdie. Julle is steeds sondaars. Julle verdien nie 'n toekoms nie. Julle het nie net 'n lammetjie nodig nie, julle het die lam nodig. So lees in hierdie gedeelte, bietjie verder ook aanlees, dat hierdie Pasga, die Paasfees, elke jaar herhaal moes word. Nie net om die volk te herinner aan die bevryding uit slawerny nie, maar juis om hulle te herinner dat daar nog 'n dieper skuld is wat betaal moet word. God is besig om by hulle 'n verwagting te skep. Hierdie verwagting, broers en susters, word beantwoord met die koms van Jesus Christus. Wanneer 'n mens die evangelie beskrywing van die Here Jesus se werk op aarde lees, teen die agtergrond van die uittog, dan sien 'n mens duidelik hoe die skrywers in die Nuwe Testament moeite doen om vir ons aan te toon dat Jesus Christus die verwagte lam van God was. Hy bring bevryding uit sondeslawerny, want hy is die uiteindelike paaslam, waarheen al die lammetjies heen gewys het wat al ooit met 'n paasfees geslag is. Hoor hoe getuig die woord in die Nuwe Testament vir ons oor die Here Jesus. God gee sy eersgeborene, sy eniggeborene, sodat ons huise beveilig kan word. Dis nie verniet dat die Here Jesus en dat die skrywers in die Nuwe Testament soveel moeite doen om vir ons te sê dat Jesus sonder sonde was nie. Soos 'n lam sonder gebrek. Dis nie verniet dat toe die Here Jesus die Paasfees saam met sy disippels vier, hy die brood breek en sê, dit is my liggaam en my bloed wat vloei nie. Dis nie verniet dat die Here Jesus tydens die Paasfees van die Jode gekruisig is nie. Dis nie verniet dat sy bene aan die kruis op Golgotha nie gebreek is nie, want God het, lees 'n bietjie verder in hierdie gedeelte, God het ook beveel dat die paaslammetjie se bene nie gebreek mag word nie. Dis nie verniet dat sy bloed gevloei het en hy sy lewe gegee het sodat ons kan lewe nie. Hy was die offer. Hy is die volmaakte paaslam.
In 1 Korinte 5 vers 7 sê Paulus onomwonde, ook ons paaslam is vir ons geslag, Jesus Christus. Wie onder die beskerming van sy bloed lewe, word bevry uit die slawerny van sonde en hoef nie meer God se oordeel te vrees nie. Hy kan uit sy huis uitgaan, want hy is beskerm oral waar hy gaan. Ander mense hierdie bevryding uit doodsgevaar beleef, broers en susters, dan is daar 'n dringendheid by jou. Daar's 'n ongekende begeerte om weg te kom van dit wat agter is. In vers 11 lees ons dat hierdie maaltyd vinnig geëet moes word. Die volk moes dit eet met hulle heupe omgord, met skoene aan hulle voete, met die staf in die hand. Hulle moes gereed wees om die slawerny agter te los. As jy van die paaslam wou eet, as jy bevryding wou ervaar, moes jy gereed wees om die slawerny agter te los. Dit waarom hulle 400 jaar lank al gewoond was. Dit moes hulle nou los. God is besig om vir ons hier te leer, broers en susters, dat mense wat deur die bloed van die lam beskerm word, mense is wat uitgeken word aan hulle begeerte om los te kom van dit wat agter is. Hulle word uitgeken aan hulle hart vir die ou lewe en hulle begeerte na 'n nuwe lewe en 'n nuwe toekoms waarin hulle die Here kan aanbid. Hulle word uitgeken aan as mense wat haastig is om te breek met die slawerny van die vorige lewe. Selfs meer as dit, geliefdes, hulle word nie net uitgeken aan hulle dringende begeerte om te breek nie en om te trek nie. Hulle word uitgeken ook aan die feit dat hulle inderdaad trek. Baie mense maak aanspraak daarop dat hulle deur die bloed van die lam bevry is. Baie mense sê hulle glo in Jesus Christus. Maar hulle bly nog steeds in Egipte. Hulle het nooit getrek nie. Hulle heupe is nie omgord nie. Hulle het nie skoene aan hulle voete nie. Om die waarheid te sê, hulle wil nie trek nie. As jy dalk daar is in jou lewe, geliefde, as jy die beskerming van die lam wil hê, maar geen begeerte het om los te kom uit die oorheersing van jou sondige lewe nie, dan gaan die bloed van die lam vir jou geen beskerming bied nie. God maak dit duidelik in hierdie gedeelte dat hulle wat deur die bloed van die lam verlos is, 'n dringende begeerte na vryheid het. Nie vryheid om te doen wat hulle wil nie, maar vryheid om die Here te gaan aanbid. Nou verstaan ons hoekom Moses vir Farao gesê het, laat my volk trek sodat hulle die Here kan gaan aanbid. Hy het nie vir hom 'n leuen vertel net om die volk te laat trek nie. Dit is hoekom God sy volk bevry het, sodat hulle hom kan aanbid, sodat hulle kan lewe as sy kinders, sodat hulle vry kan wees om hom te dien en nie hulle eie begeertes en hulle eie sondes na te jaag nie. As jy dus vanoggend hier sit en wonder of jou lewe beveilig is deur die bloed van die lam, as jy wonder of sy bloed aan jou deurkosyne gesmeer is, ondersoek jou lewe. Vra jouself hierdie vraag af. Haat ek die sonde? Of soek ek verskonings om dit te doen? Is daar by my 'n begeerte om vry te wees van daardie dinge wat God se beeld in my vernietig? Is jou heupe omgord? Het jy skoene aan? Trek jy al? Geliefdes, die oordeel van God, die doodsengel, hou doodsgevaar in vir elke mens, want ons is sondaars.
Elkeen van ons is so diep in die skuld voor God, dat ons nie self daaruit kan loskom nie. Die enigste manier om hierdie doodsgevaar vry te spring, is wanneer daar 'n paaslam in jou plek en in my plek doodgemaak word. En Jesus Christus is daar die paaslam. Sy bloed beveilig ons 100% teen die doodsgevaar van God se oordeel. En wie deel het aan hierdie paaslam se heupe is omgord. Daar's by hom 'n dringende begeerte om dit wat agter is te vergeet en om uit te strek na dit wat voor is. Geliefde, daarom is die vraag, het jy vanmôre bloed aan jou kusyne? Amen. Kom ons bid saam. Here onse God, die serafs kom bedek hulle oë voor u aangesig, Here, wanneer hulle in u teenwoordigheid kom, omdat hulle oorweldig word deur u heerlikheid en deur u heiligheid. Bedek ook hulle lyf. Here, ons het nie genoeg om onsself mee te bedek wanneer ons voor u kom staan nie, want ons besef vanmôre hoe diep ons in die skuld voor u is. Daarom dank ons u so uit ons harte uit, dat u voorsiening gemaak het vir ons bedekking. Dat u reeds in die tuin van Eden, toe u vir Adam en Eva nuwe rokke aangetrek het van vel, die eerste offer, hulle bedek het met die offer, dat u ons ook kom herinner vanmôre, u bedek ons met die bloed van die lam. Here, ons smeek u dat u ons so bewus sal maak deur u Gees van die noodsaaklikheid van die bloed van die lam, dat ons nie op ander plekke en in ander dinge ons hulp en ons beskerming sal soek teen die doodsgevaar van u oordeel nie. Here, is vir ons maar net een manier. En ons dank u daarom vir Paasfees. Dankie dat ons ook elke jaar Paasfees kan vier. Nie omdat ons nog die ware Paaslam verwag nie, maar omdat ons wil onthou dat hy gekom het, dat hy gesterf het, dat hy opgestaan het, dat sy bloed ons oordek, sodat ons met vrymoedigheid nou in u teenwoordigheid kan ingaan, Vader, as u kinders. Daarom het die voorhangsel geskeur, sodat die allerheiligste van die teenwoordigheid nie meer vir ons 'n vreesaanjaende plek is nie. Dankie vir daardie vrede. Dankie, Here, vir daardie blydskap wat vanmôre in ons harte kan lewe. Wil u gee dat dit die begeerte in ons sal wek. Hierdie wete dat ek beskerm is, dat dit my sal dring weer om te trek, om die slawerny agter te los en vry te raak. En my vryheid te vind in die feit dat ek u kan dien. Dat ek nou in staat is om te doen wat u van my vra, deur Christus wat vir my krag gee. Laat u Gees ons naby wees. O Heilige Gees, herinner ons aan alles wat die Here Jesus ons geleer het. Laat ons in die waarheid wandel, op pad na die beloofde land. Daar waar ons volmaakte rus en vrede sal hê. Vader, ons bid vanmôre vir elkeen in ons gemeente wat u nodig het. Miskien is hier vanmôre van ons wat hier sit en wat nog nie seker is van die beskerming en die bloedbeskerming van die lam nie. Miskien is hier van ons wat nog twyfel, wat nog op ons eie manier probeer om onsself te beskerm. Here, gee dan dat daar in ons 'n ontwaking sal kom, 'n erkenning sal kom, eerstens van ons eie sondeskuld, want as ons nie weet hoe skuldig ons voor U is nie, as ons nie weet hoe siek ons is nie, Here, wat se dooie toestand ons verkeer nie, dan gaan ons nie weet hoe nodig ons U hulp het nie. Daarom vra ons daarvoor. Ons bid dit nie net vir ons nie, ons bid dit vir ons land en ons bid dit vir ons mense daar buitekant, want die doodsheid en die slawerny is duidelik sigbaar. Here, gee dat
die wêreld daar buite ook iets van die bevryding van Christus in my lewe kan sien, deur die begeerte wat ek het om te trek, en die feit dat ek inderdaad agterlos dit wat deel van my ou lewe is. Vader, ons bid vanmôre vir hulle wat siek is in ons gemeente, hulle wat miskien hierdie geleentheid gebruik het, hierdie vakansie gebruik het om 'n bietjie te gaan rus. Ons bid dat U hulle sal bewaar op die pad, Here, dat U hulle sal seën in hulle vakansie, maar dat U hulle ook sal herinner aan die ware betekenis van Paasfees, dat Paasfees en Paasvakansie ons nie sal weerhou om in U huis te kom nie. En jy is die wonder van hierdie Paasfees te herdenk nie. Want sonder Paasfees sal ons lewens geen betekenis hê nie. Vader, wil U elkeen van hulle dan ook, as dit in U wil is, veilig na ons toe terugbring. Ons dank U, Here, vir die wonderlike reën wat U vir ons gestuur het. Ons het baie lank gebid, maar ons weet, Here, dat dit nie die hoeveelheid van ons gebede is en die lengte van ons gebede is wat U beïnvloed het nie, maar die feit dat U genadig is. Daarom het U vir ons reën gestuur. Dankie, Here, vir die milde reën wat so wyd oor die land uitgesak het. Dankie dat ons daarin U seën kan beleef. Miskien is daar steeds plekke in ons land, Here, wat nog droog is, dan vra ons U dat U ook opvolgreën vir hulle sal stuur. En as dat nog nie daar gereën het nie, dat dit dan ook daar sal reën. Dankie dat U ons onderhou en dat ons veilig is in U hande. Al hierdie dinge bid ons in die wonderlike naam van ons Here, Jesus Christus alleen. Amen. Ons maak oop by Gesang 190, geliefdes, dit sal ons antwoord op die prediking wees vanoggend. Gesang 190, ons gaan nie die tweede vers nie sing. Ons sing vers 1, 3, 4 en 5. Vers 4 en 5. Die lam wat vir ons sondes boet, oorwin die helse magte. Hy koop ons vry met kosbaar bloed uit duisende geslagte. Tot priesters deur U bloed gewy, is al ons skuld vergewe. U het tot konings ons bevry, om tot U eer te lewe. leef in die troos en in die vrede van sy bloedbeskerming. Die Here sal jou seën en jou behoed.
Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.